Ek groet vanmorgen in elkeen van die Jesus' lieflike en vrede naam. Baie dankbaar vir u wat so saam met ons gekom het. I honor the Lord and I praise Him for each one of you that joins us on social media. I am truly thankful that we have this opportunity of gathering together today. My gebed is dat die Here elkeen van ons sal aanraak. Ja, dat die Here elkeen sal seën en met elkeen sal ontmoet, soos die Here kan. Ek wil nooi om die Bybel oop te maak in die boek van Markus, die 5de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 20. Mark chapter 5, and we'll be reading from verse 1 to 20. Markus hoofstuk 1 van vers 5. Markus hoofstuk 5 van vers 1, excuse. Markus hoofstuk 5 van vers 1. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareëners. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met kettinge hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind. En die kettinge is deur hom uitmekaar geruk en die voetboeie stukkend gebreek. En niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd nag en dag het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer en skreeu uit met 'n groot stem en sê: "Wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u my God om my nie te pynig nie, want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend om hulle uit die land weg te stuur. Toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewy. En al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat, en die onreine gees het uitgegaan en in die varke gevaar. En die trop was daar omtrent 2000, het van die kraalsand in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel. En hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit gekleed en by sy volle verstand, die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. En hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy in die skuit klim en die man wat van die duiwels besete was, hom gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle wat 'n groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig, wat 'n groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonder. Kom ons maak met ons woord. Here, baie dankie vir die woord. Die gebed van my hart is, Here, dat u hierdie woord
in elke lewe sal kom seën, o Here. Dat U vandag sal kom en deur hierdie woord, Here, met ons sal ontmoet, sodat ons kan verstaan, kan insien en kan weet wat U volmaakte wil is, Here, en dit na te volg. Help ons, Here, om te verstaan wat U met ons deel, en Here, om dit toe te laat, om ons harte te vernuwe tot 'n nuwe lewe in U. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ons teksvers is opgeteken in die tweede boek van Korintiërs, die 4de hoofstuk, die 10de vers. The text for meditation in the second book of Corinthians, chapter 4, verse 10. Geduldig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Geduldig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Ek wil vandag so boodskap kom titel. En hoewel dit in die skrifgedeeltes vir jy nie hierna mag klink nie, titel ek hierdie boodskap vandag, die ware doel van Pinkster. Die ware doel van Pinkster. The true purpose of Pentecost. In aansluiting tot verlede week se boodskap, noem ek graag dat ons die Christendom vandag Pinksterdag herdenk. Die probleem met hierdie gewoonte is dat ons iets vier wat se doel ons nie verstaan nie, en wat ons self nog nie deelagtig geword het, soos dit behoort te wees. Die probleem met hierdie gewoonte van ons is dat ons iets vier wat se doel ons nie verstaan nie, en wat ons self nog nie deelagtig geword het, soos dit behoort te wees nie. The fact that we tend to refer to what the Lord did in the past, the fact that we tend to refer to what the Lord did when we were still young, 10 or 20 years ago, in a previous generation and so forth, provide by itself to prove that we have not yet become partakers of Pentecost. Dit dien as bewys dat ons Pinkster nog nie deelagtig geword het nie. Pentecost is not the way we worship the Lord. It is not whether you lift up your hands or clap your hands or don't do it. It is not what we believe or the customs we follow. Pentecost surely isn't the category my church is placed in. There are various categories: Baptist, Methodist, Charismatic, Pentecostal, and so forth. Pentecost is truly much more than this. Die vraag dan, wat is Pinkster en die doel daarvan?
onder ons as mens en in ons lewens? Is dit nog bedoel vir die mens van vandag? Die mees oorlopendste plek waarin ons blaai op soek na die antwoord van wat Pinkster is en die doel daarvan is die boek Handelinge. Soos ons Handelinge lees, is daar verskillende goed wat ons optel. Ons sien dat almal die disippels van Jesus saam met 'n aantal vroue, hulle was omtrent 120 mense, het saamgekom in die hoofvertrek en hulle was eendragtiglik saam, een van gees, een van siel, een van sin. Almal wat saamgekom het volhard in gebed en in smeking. Almal was wagtend op die belofte van die Vader. We find that the day of Pentecost was announced by the sound of a rushing, mighty wind. We see that tongues resembling fire was seen on all who gathered. We note that the Lord poured out His Spirit on everyone present. We also note that they spoke in other tongues or languages as the Spirit gave them to speak. We see signs, wonders, and miracles taking place after the outpouring of the Holy Spirit. We find a boldness in these disciples' lives to share the gospel of Jesus Christ, despite persecution. Based on this, we then try to dissect all of these points in order to put together a model, a method, or a program to follow if we want to understand and partake in Pentecost. And then we preach it as the gospel. And this is the reason why people refer to 5 gospels. Did you know that there are 5 gospels? Mark, Matthew, Luke, John, and my own. Pinkster is nie 'n program nie. Dis nie 'n metode nie en dis ook nie 'n model nie. Al die dinge wat ons opnoem, wat ons waarneem in die boek van Handelinge, is ook nie Pinkster nie. Dis net die uiterlike teken van Pinkster. Die feit dat Pinkster 'n realiteit geword het in mense se lewens. Maar hierdie uiterlike teken, hierdie gevolge, is nie waaroor Pinkster gaan. En dis nie die doel van Pinkster. Waar vind ons die doel van Pinkster? As ons dit dan nie in die boek van Handelinge vind. En moet my nie verkeerd verstaan nie, ek sê nie vir een oomblik, jy sien dit nie in Handelinge nie. Maar jy merk dit nie op, soos wat jy dit opmerk in die 4 evangelies. En let op, ek verwys na die 4 evangelies, die werklike evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. We see Pentecost in the body and in the life of Jesus Christ. We see Pentecost in the body and in the life of Jesus Christ. Now, when we go to our scriptural reading, we find that when Jesus entered or came to the region
of the Gerasenes, a man from the Jews with an unclean spirit came to meet him. Now what I find interesting is the fact that Jesus did not go out looking for this man. Jesus did not say to his disciples prior to this, listen, let's go on a mission because I need to find this man and I need to set him free. The Lord merely said to them, let's go over to the other side. And when he entered, when he set foot on land, this man came to him. He did not come. This man did not come to ask the Lord to set him free from the unclean spirits. In fact, the man did very little by himself. We find the woman that had the issue of blood that made a decision to go to Jesus, and she did that. We find other people coming to him to touch him, to listen to him, but this man did not have that hunger for that purpose. Deep inside of him, he might. But his life was manipulated by the unclean spirits that found place and lived within him. Mark chapter 5 verses 3 to 5 says, no one could bind him anymore, not even with chains. For he had often been bound with shackles for the feet and with chains. And he tore apart the chains and broke the shackles into pieces. And no one was strong enough to subdue and tame him. Night and day, he was constantly screaming and shrieking among the tombs and on the mountains and cutting himself with sharp stones. This man's whole life was controlled by evil spirits. Wie se naam was Legioen. Maar toe hierdie onreine geeste Jesus sien, toe kon hulle nie verbonde bly. En hulle kom na Jesus met 'n versoek. Dis nie die besetene van Gadara wat met 'n versoek gekom het. Here, maak my vry nie. Die onreine geeste kom na Jesus met 'n versoek. Moenie ons nou opeindig. Moenie ons nou al in die onderwêreld stuur. Maar laat ons toe om daardie varke in te val. En dit wat ons hier sien gebeur, is nog 'n gevolg en uiterlike teken dat iemand, in hierdie geval Jesus, Pinkster deelagtig geword. En dan bly ons vra, maar wat is Pinkster dan? Jy sien, ons lees van die gevolge van Pinkster, en ons verlang daarna. Ons lees van die gevolge van Pinkster, en ons verlang daarna in ons era en in ons lewens. Mense wie vir ons kosbaar is, word siek. En wat wil ons hê? Hulle moet gesond word. Dis seker een van die grootste goed wat ons wil sien gebeur. Maar ons sien dit nie. Goddelike voorsiening
wanneer alles voor my sê, ek het nie genoeg tot my beskikking nie, en ek verlang dan, dat die Here sal sorg, soos daardie tyd toe hy die menigte gevoed het met enkele broodjies en visjes. En so kan ons die behoeftes en die begeertes van ons harte opnoem, wat alles dinge is waarna ons soek. Maar al hierdie dinge is die gevolge van Pinkster. Pentecost is not a desire. Pentecost is not a faith. It's not my sincerity. It's not my efforts. It's not my time spent in the work of the Lord. It's not my sweat shed and all of these things that I name up. But Pentecost is giving God my all. Pentecost is giving God my all. Not a part of me, but my all. For two gods cannot reign on the same throne. Jesus said you cannot serve two gods. You should decide. So what is Pentecost? God re-establishing himself in human flesh through the Holy Spirit. Pentecost is God re-establishing himself in human flesh through the Holy Spirit. Not just in one man or one woman, but in every person who is willing to surrender, to be crucified, and to die to the self. Jy sien, dis nie iets wat eenmalig gebeur nie, maar dagelijks. En Jesus bevestig dit. Hy sê dat hy as seun van die mens het niks gedoen, tensy hy sy Vader dit sien doen het nie, en dan gaan hy doen dit net so. So wat sê hy? Hy sê ek lê af my begeertes, ek lê af my denke, ek lê af alles oor myself, en ek kyk op na my Vader, en wat hy doen, en dan gaan ek, en ek doen dit net so. Ek pas nie aan nie, ek verander nie, ek komprimeer nie, ek doen dit net so. Maar om dit net so te doen, beteken ek moet myself prys. Dis om daagliks sy planne, sy wil en sy begeertes af te gelê. Dis wat van my moet vereis. Om te sterf in myself is 'n stryd. Te sterf in myself is 'n stryd. Kyk na Jesus in Getsemane. Sy sweetdruppels het soos bloed geword. Hoekom? Want hy het met homself. Hy het die mag gehad om op die engele te roep, om hom te kom verlos. Maar hy het nie. Want hy het 'n werk gehad om te doen. Hebreërs 12 vers 4 sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde. Julle het nie. Niemand van ons. Ons kan dus nie opstaan en sê, ja, maar is moeilik nie. Dit is moeilik.
waar Jesus het ingesaam. Hy het gewys dis 'n stryd in homself af te lê. But that, surrendering myself, giving it all over to Him, is what Pentecost is really about. I ought to die so that Christ may take the reins of my life. Somewhere, this man in Mark chapter 5 did not allow God to reign in his life. He wanted to live his life the way he wanted it, but ended up being controlled by all of these evil spirits. When Jesus came around, the evil spirits could not hide anymore. Not that they did hide. In what we read about this man, we see how he chased everyone away and that nobody could subdue him. Everyone was afraid of him. But when Jesus came, there was no fear. In fact, not from Jesus' side, but from the evil spirits. This is why, when we are truly filled with God's Spirit, demons have to flee. Sickness have to surrender. And death have no power. Hoekom is die disippels bid? Hoekom is hulle wag? Hoekom het hulle saamgekom? Want hy self moes sterf. En dit het nie gebeur met een gebed nie. Dit het nie gebeur met een verklaring nie. Dit het tyd gevat. Die self moes sterf, sodat die Here deur die Heilige Gees homself in menslike vlees kon hervestig. Hulle moes sterf, sodat hy kon lewe. Paulus het dit verstaan. Paulus se verklaring in Galasiërs 22, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my, was nie net 'n mooi stelling wat hy gemaak het nie, dit was 'n besef wat hy bereik het. Iets wat hy uitgelewe het. Daarom sê hy, dit wat vir my wins was, het ek om Christus wil as drek beskou, sodat ek Christus kon win. Pinkster is nie 'n verklaring nie. Pinkster is 'n oorgawe. Pinkster is nie 'n verklaring nie, dis nie 'n stelling wat ek maak. Dis 'n oorgawe. Elke dag moet ek oorgee. Daardie deel van my waar ek regeer, moet ek aan God gee. Ek moet sterf, maar ek sterf nie in een oomblik nie. Ek sterf in elke oomblik wanneer ek beheer oor my dag. En toe Jesus het gee, hierdie mense nie geken. En toe hulle dit sien, het hulle gevrees. En hy asem toe nie. Is this why we do not seek for Pentecost to become a reality in our lives? Is this why we so easily declare that it came in fulfillment on the day of Pentecost, all of the prophecies surrounding Pentecost?
Jy sien Petrus maak die verklaring. Hy sê, mannebroeders, dit wat hier gebeur, is nie omdat hierdie mense dronk is nie, maar is 'n vervulling van die profesie wat Joël gegee het, dat in die laaste dae het die Here gesê, sal ek my gees uitgiet op alle vlees, nie net op sommiges. Die dag van Pinkster, wat ons herdenk, waarvan ons lees in Handelinge 2, was die begin van die laaste dae. Dit was nie die volëinding nie, want waarin leef ons dan vandag? So ons leef, ons erken, ons leef in die laaste dae. Nou as die Here gesê, in die laaste dae sal ek my gees uitgiet op alle vlees, is ek en u die deel van alle vlees. Wat sê die Here? Ek wil my hand vestig in jou liggaam. Ek wil my bekend stel in jou lewe. Maar dit vra oorgawe. It's not a song that we sing. I surrender all. That's not surrender. That's merely a song. That's merely a declaration. But it is to truly take the reins of my life and say, Lord, you're now. I hand it over. Control it. Lead. Use me. Work in me. Re-establish yourself within me as you did in Jesus, the man, the human. Do it in me. En is dan en dan alleen wanneer Pinkster 'n realiteit word. Dis nie iets wat ek vier 50 dae na die kruisiging. Dis iets wat ek leef elke dag van self. Ek erken Pinkster deel agter. And we become the place where God reigns. Or are we working out our own lives as we think best? Paulus sê, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam op, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan. Gedurig dra ons die doding, sodat sy lewe 'n werklikheid kan. Sodat sy lewe kan opreis en sodat sy lewe kan manifesteer. Wie leef vandag in u en in my? Wie regeer? Wie sit op die troon? Daar's nie 'n gedeelde troon nie. Dis of ek of Christus. Die besedere van Gadara het probeer en die legioen oorgevat en sy lewe beheer. Wie beheer? My en u. Kom ons maak ons. Vader, I pray that we shall start to understand that you have not created us to live a life dependent and for ourselves. I pray, Lord, that we shall realize that you have created us to show the world how you can re-establish yourself in mankind, in flesh, through us. And what the true meaning of Pentecost is. Here, sodat ons ook kan doen wat u gedoen het.
Want toe U gesê het, ons moet in U voetspore volg, toe U gesê het, ons moet U voorbeeld navolg, het U daarby ingesluit die wonders en die tekens wat moet volg. Maar dit kan nie gebeur in my eie krag nie, Here. It is all supernatural. And I pray, everyone listening to this word shall surrender. That we shall surrender unto Thee, allow You to reign in us. Here, wees 'n naprediker van hierdie woord. Deel U dit met ons en lei U ons en nader en nader. Dis my gebed in Jesus se wonderlike naam.